klein identiese metaalsfere, PS en T, op geïsoleerde staanders is aanvanklik neutraal. Neutraal beteken 0 coulomb. So dis waarmee ons begin. 3 staanders, 3 sfere, 0 coulomb. Hulle word dan gelaai met ladings van onderskeidelik minus 15 nanocoulomb, Q en plus 2 nanocoulomb, wat ons daar kry. So as ons hierna kyk, P was by 0 coulomb, dit het nou 'n negatiewe lading, so dit het elektrone bygekry. Ons weet nie wat by sfeer S gebeur het nie, en sfeer T was neutraal, is nou positief, so sfeer T het elektrone verloor. Hierdie 3 sfere, P, S en T, word nou bymekaar gebring, daar's kontak, hulle raak aan mekaar, en dan word hulle weer geskei van mekaar. En na die tyd, is die lading op elke sfeer minus 3 mal 10 tot die mag minus 9 coulomb, met ander woorde minus 3 nanocoulomb. So, net om dit eenvoudig te maak, voordat ons met ingewikkelde somme begin. Daar is die 3 sfere, minus 15 nanocoulomb, Q en plus 2 nanocoulomb. Nou raak die 3 sfere aan mekaar en al 3 sit nou met 'n lading van minus 3 nanocoulomb. So kom ons kyk. P het begin met minus 15, staan nou op minus 3. So die verandering in lading is plus 12 nanocoulomb. Ons weet nie wat by S gebeur het nie. By T sien ons plus 2 nanocoulomb na minus 3 nanocoulomb. So die verandering was minus 5. Nou aangesien lading behoue bly in 'n geslote stelsel, as hierdie plus 12 is en hierdie is minus 5, dan moet in die geval van S die verandering minus 7 nanocoulomb wees. En as die verandering minus 7 nanocoulomb is, dan was die aanvanklike lading op Q plus 4 nanocoulomb, oftewel plus 4 maal 10 tot die mag minus 9 coulomb. Ons gaan dit nou alles doen met formules en berekeninge en alles, maar ek wou net vir jou wys dat mens op 'n eenvoudige wyse kan sien wat gebeur het en op grond van eenvoudige berekeninge kan voorspel wat Q in hierdie geval is. En dit is ook dan presies wat ons moet bereken. Ons moet die waarde van Q bepaal. Nou, ons weet dat ons finale lading is die som van die 3 sfere se ladings gedeel deur 3. So, kom ons vervang in. Q finaal het ons reeds uitgewerk, is minus 3, en ek werk sommer in nanocoulomb, dan hoef ek nou nie mal 10 tot die mag minus 9 elke keer uit te skryf nie. En dit is gelyk aan, en ons gaan dit deel deur 3. QP is minus 15, plus dan ons onbekende, en dit is Q, en dan plus ons 2 nanocoulomb in die geval van T. 3 maal minus 3 gee vir my minus 9, gelyk aan minus 13 plus Q. So Q gaan gelyk wees aan plus 4, en dis nou uit die aard van die saak nanocoulomb, so dit is plus 4 maal met 10 tot die mag minus 9 coulomb. Presies soos wat ons dit voorheen bereken het. Ons sit nou met S, minus 3 nanocoulomb, met T, minus 3 nanocoulomb, ewe groot, beide negatief, en ons moet die elektriese veldpatroon teken. Baie eenvoudig, beide is negatief. Onthou, elektriese veldlyne beweeg weg van positiewe ladings na negatiewe ladings. Met ander woorde,
Die pile is na die negatiewe ladings toe en baie belangrik, daar sal geen veldlyne wees van S na T nie. En dit is wat jy moet teken. Dis gevra in 2016, dis weer gevra in 2017 en nou ook weer in 2018. Onthou, jou wenk is op jou formuleblad. Nou vat ons daai 3 sfere, elkeen het 'n lading van -3 nanocoulomb en hulle word geplaas op die punte soos aangedui in die skets en P word beskou as die oorsprong. Bereken die grootte van die netto elektrostatiese krag wat op sfeer P inwerk. Nou, as ons die netto elektrostatiese krag op sfeer P wil bepaal, dan bepaal ons eers die elektrostatiese krag van S op P en dan gaan ons kyk na die elektrostatiese krag van T op P. En om dit reg te kry, begin ons eers met S en P en ons gaan Coulomb se wet gebruik en dan vervang ons bloot ons waardes in. Ons weet K is 9 maal 10 tot die mag 9. Ons het QS en dit is 3 maal 10 tot die mag minus 9. Ek weet dit is negatief. Ek weet die lading is minus 3 nanocoulomb. Maar as ons grootes bereken, werk ons net met die positiewe waardes. Dit is net makliker. En QP het dieselfde grootte lading, 3 maal 10 tot die mag minus 9 en ons deel dit deur die afstand en daai afstand is 0,1 en ons gaan dit kwadreer en dan kry ons 'n waarde van 8,1 Newton. Wat maak S wat negatief is met P wat negatief is? Afstotend en dit gaan wees afwaarts. So die rigting van hierdie krag is afwaarts. Ons herhaal die prosedure, maar nou fokus ons op T en P. So, basewaarde 9 maal 10 tot die mag 9. QT, weer eens positief, ek weet dis negatief, maar ons werk met positiewe waardes. En QP het dieselfde grootte, 3 nanocoulomb, en ons deel dit deur die afstand en dit is 0,3 meter en ons kwadreer hom. En dan kry ons 9 maal met 10 tot die mag minus 7 Newton. T is negatief, P is negatief. Wat doen T met P? Hy stoot hom af na links. So die rigting in hierdie geval is na links. So, ons het die elektrostatiese krag tussen S en P, as ook die elektrostatiese krag tussen T en P, en nou kan ons gebruik maak van Pythagoras om ons probleem op te los, en dit is 8,1 maal 10 tot die mag minus 6, en ons gaan dit kwadreer, en ons tel hierby 9 maal 10 tot die mag minus 7, en ook dit gaan ons kwadreer, en as ons dit bymekaar tel en ons vat die vierkantswortel, dan sal ons sien F net is 8,15 maal met 10 tot die mag minus 6 Newton. En as jy regtig moet, dan sou jy deur middel van trigonometrie die hoek kon uitwerk in watter rigting hierdie plaasvind. Maar dis min of meer die rigting waarin die netto krag sal werk. Om die netto elektriese veld te bereken by die oorsprong as gevolg van ladings S en T, gebruik ons die verhouding tussen elektriese veldsterkte en krag. Ons het die netto elektrostatiese krag reeds bereken
as 8,15 maal 10 tot die mag minus 6 en ons het die lading van P as minus 3 nanocoulomb. So wat ons kan doen is, ons kan bloot daai waardes in vervang en dit is 8,15 maal met 10 tot die mag minus 6 en ons deel dit deur 3 maal met 10 tot die mag minus 9. Weereens, ons maak gebruik van die positiewe waarde, al is dit negatief, want ons bereken eers die grootte van die netto elektriese veld en daarna kan ons kommentaar lewer rakende die rigting. Maar die gee vir ons dan 'n antwoord van 2,72 maal 10 tot die mag 3 Newton per coulomb en aangesien die lading by punt P negatief is, gaan die rigting van die elektriese veld na punt P toe wees en nie weg van punt P nie. Van die gelaaide sfere, P of T, het 'n baie klein toename in massa ondervind tydens die kontakproses van al drie sfere. Nou ons weet, in die geval van P, van minus 15 tot minus 3, dis meer positief, so P het elektrone verloor. P gaan 'n minimale verlies aan massa ondervind. T aan die ander kant was positief en het negatief geword na kontak. So T het elektrone bygekry, wat beteken dat T 'n minimale toename in massa ondervind het. Ons begin met 2 nanocoulomb. Dan is daar elektrone wat oorgedra word en T word negatief en die eindlading is minus 3 nanocoulomb. So watter hoeveelheid lading is toegevoeg? Minus 5 nanocoulomb. Maar dit is die hoeveelheid lading wat oorgedra is. Die vraag is nou, hoeveel elektrone is oorgedra? En ons maak gebruik van die vergelyking N gelyk aan Q op E om dit te bepaal. En as ons dan hiervan gebruik maak, gaan ons sê, dit is my eindlading, so minus 3 maal 10 tot die mag minus 9, minus my beginlading, 2 maal met 10 tot die mag minus 9, en in hierdie geval is die tekens belangrik, want ek wil kyk na die verandering in lading. En dit deel ek dan deur die lading van 'n elektron wat ek ook kry op my formuleblad en ek gebruik die positiewe waarde daarvan 1,6 maal 10 tot die mag minus 19. Waarop jy mag vra, hoekom gebruik ek nie die negatiewe waarde soos op die formuleblad nie? Die lank en die kort is, jy moet kyk na die som. Jy kan met negatief werk, dis geen probleem nie. Al wat jy moet weet is, n is 'n aantal. Dit moet groter of gelyk aan 0 wees. Dit kan nie 'n fraksie wees nie, mens kry nie 'n halwe of 'n kwart elektron nie. Dit moet groter as 0 wees en dit moet 'n heelgetal wees. So as ons dit dan uitreken, dan kry ons, hierdie is minus 5 maal 10 tot die mag minus 9, gedeel deur 1,6 maal 10 tot die mag minus 19, en dan kry ek 'n waarde, wat sê minus 3,125 maal 10 tot die mag 10. Maar, omdat ek weet n moet positief wees, gaan ek dan, en ek skryf dit as 3,125 maal 10 tot die mag 10. Nou weet ek, hoeveel elektrone is bygevoeg tot sfeer T. Nou wat is die toename in massa? Die toename gaan gelyk wees aan die aantal elektrone, 3,125 maal 10 tot die mag 10. Dis hoeveel elektrone bygevoeg is, en wat is die massa van
1 elektron. Kry hom ook op jou formuleblad, 9,11 maal met 10 tot die mag minus 31. Baie klein getal. En dit gee vir jou 2,85 maal met 10 tot die mag minus 20 kilogram, wat ook 'n ongelooflike klein massa is. Maar dit is die massa waarmee sfeer T toeneem as gevolg van die byvoeging, die oordrag van 3,125 maal 10 tot die mag 10 elektrone.